het vir al ons sonde om aan die kruis laat slaan. En om is nuwe lewe, sy graf is leeg en hoop. Hy gaan ons voor verheerlik en ons kan op hom hoop. Hoor jy die Paasfeesklokke, die Heer voer heerskappy. Hy heers oor alle dinge, sy bloed het ons bevry. Ons sal met Jesus opstaan, die lewenskroon verkry. Ons hoor die Paasfeesklokke, wat oor die wêreld lei. Drie dae was daar duisternis, alleen in diep gelatenheid soos in die sand. 'n Suiwer saad wat wag op son en reën, het al sy sterflikheid stil weggebrand. Die swaar en trae slakke van die vlees, sy onrus, vrees, verwarringe en waan, dat hy, een met die Vader en die Gees, verheerlik in die lig weer op kan staan. Die wagte kon in daardie gloed nie kyk. Die steen is afgewentel deur 'n wind, wat uit 4 hemelstreke op die aarde stryk, dat dit vergruisel is tot stof en grind, en soos uit diepe duisternis 'n vlam, staan hoog en rank en smetteloos die lam. Vanoggend groet ons mekaar in die naam van die opgestane Here, vrede vir julle. Amen. Jesus, ons Heer, opgestane Heer, lewensvoorsien koning, U het triomfeer. Hoe was U verneder, hoe het U gelei, hoe is U verheerlik, U voor heerskappy. Jesus, ons Heer, opgestane Heer, lewensvoorsien koning, U het triomfeer. Jesus, ons Heer, opgestane Heer, omdat U oorwin het, sal ons triomfeer. Hoe was ons gebonde, hoe was ons verknegt, U bevry tot lewe, baan vir ons die weg. Jesus, ons Heer, opgestane Heer, nou het ons 'n toekoms, lewe by ons Heer.
Christus het opgestaan. Vanoggend begin ons deur 'n tree terug te gee na Vrydag, deur net so 'n oomblik stil te wees in die leë liturgiese ruimte. Vrydag vereenselwig met alle forme van verlies. Daarom dat ons Vrydag ook gestroop hier uitgestap het. Gister was Stil Saterdag. In die woorde van Niels Jackson, dis Stil Saterdag, doodstil, grafstil Saterdag, asem ophou dag. Kom ons sit net so in mekaar se stilte. Vanoggend nie oorhaastig nie, nie vinnig nie, nie sommer so soetsappig nie, vier ons fees met sang en simboliek. Maak ons vreugde bekend dat Jesus na die kruisiging die donker graf op verskillende wyse trotseer het, maar dat Jesus ook na die kruisiging op verskillende wyse ervaar is, soos die verhale met die klem op verhale dit vertel. Daarom loof ons vanoggend die Here en ons vra dat ons kerkraadslede ons hiermee sal help. Ons loof vanoggend die Here omdat God ons eerste liefhet. Ons bely dat God Jesus Christus gestuur het en dat Christus kom toon het hoe God is. Ons loof die Here dat Christus sy lewe gegee het. Ons loof die Here dat God se gees en woord ons daaraan herinner. Ons loof die Here dat Christus altyd by ons sal bly. Ons loof die Here ook dat ons nou weet dat God alles, selfs die slegte, ten goeie kan laat meewerk volgens Romeine 8 vers 28, dat die vloekhout 'n teken van nuwe lewe geword het. Ons nooi daarom nou ons kinders om hulle wit blomme vorentoe te bring, as jy nie saamgebring het nie, hier is baie, en dan versier ons die kruis vanoggend om ons hieraan te herinner.
at the hills, look at the trees and mountains, valley and flowing river, field and plain. Praise to thee, O Lord, for all creation. Give us thankful that we may see all the gifts we share and every blessing. All things come of thee. Think of the spring, think of the warmth of summer, bringing the harvest before the winter's cold. Everything grows, everything has a season, till it is gathered to the Father's fold. Praise to thee, O Lord, for all creation. Give us thankful hearts that we may see all the gifts we share and every blessing. All things come of thee. Every good gift, all that we need and cherish, come from the Lord in token of His love. We are His hands, stewards of all His bounty. His is the earth and His the heaven above. Praise to thee, O Lord, for all creation. Give us thankful hearts that we may see all the gifts we share and every blessing. All things come of thee. All things come of thee. Baie dankie aan al ons maats wat ons vanoggend gehelp het om die kruis so mooi te versier. Kom ons staan en dan sing ons nog 'n loflied saam.
Goeiemôre vriende. Hartlik welkom by vanoggend se erediens so op Paasondag. Ons is vanoggend hier saam op die kruin van die kerklike jaar. Nie op 'n triomfantalistiese wyse nie, want ons besef vandag, dis die kruin van die kerkjaar, maar Sondag en Vrydag is baie naby aan mekaar, onlosmaaklik verbind aan mekaar. Die kruis en die opstanding is 'n eenheid. Op hierdie dag is dit daarom my voorreg om namens myself en my kollega Bernice vir almal 'n geseënde Paasfees toe te wens. Mag hierdie Paasfees gevul wees met die volheid en die rykheid wat jy nodig het vir alles wat in hierdie tyd gebeur. Voordat ons vanoggend verder nadink oor die opstanding, so een of twee afkondigings, want ons is 'n gemeenskap van mense met 'n opstandingsidentiteit. Mense wat sê, ons is saam op reis as gelowiges en ons kies om te deel in mekaar se verhale. As jy dalk vanoggend vir die eerste keer hier is en dit voel vir jou, hierdie is 'n gemeenskap waarvan jy wil deel word, na afloop van die erediens, ek en my kollega gaan hier voor wees, kom ontmoet ons asseblief, ons sal so graag beter wil kennis maak. En as jy dalk vandag net besoek, wil ons ook vir jou net sê, hartlik welkom hier by ons. In hierdie tyd is dit so dat seer ook deel bly van ons storie en ons dink in besonder vanoggend aan Willie en Martie Oosthuizen met die skielike afsterwe van hulle seun Wim gisteroggend. Ons dink regtig aan hulle in hierdie tyd en ons wil ook vra dat die iewers net 'n oomblik sal stil word en hulle in besonder by die Here se voete sal neerlê. Dan ook Dani ondergaan tans intensiewe behandeling soos julle weet. Ons dink aan die hele gesin en ons hou hulle ook in ons gebede. Op so 'n dag, 'n opstandingsdag, vier ons ook die lewe. Daarom vier ons Tannie Muriel Esterhuizen wat vandag verjaar. Wat 'n dag om op te verjaar. Mag dit sommer 'n geseënde verjaarsdag wees en ook Christine Roberts. En dan is daar heelwat mense wat in die week verjaar, vriende, mag dit sommer net 'n besondere verjaarsdag wees. En besonder, ons sonder nie eintlik uit nie, maar ons wil graag vir Tannie Hannetjie wat in die kantoor werksaam is, ook net in besonder baie geluk sê. Sy verjaar die 8 April. Bel haar so baie dat sy niks werk gedoen kry nie asseblief. Vriende, dan ons nuwe intrekkersgeleentheid op 12 April. Ons nooi alle nuwe intrekkers wat sedert 2024 deel van die gemeente geword het om Sondag 12 April saam met ons leraars en van ons kerkraadslede 'n koppie koffie en tee en 'n eetdingetjie in die saal te kom geniet. Na afloop van die erediens, ons sien regtig uit daarna om saam met julle te kuier. So asseblief, jy voel dalk al jy's deel van die meubels, maar as jy sedert 2024 deel geword het van hierdie gemeenskap, kom asseblief en kom kuier saam met ons. Sommer net 'n woord van dankie aan almal wat betrokke is by die naweekse reëlings en betrokke was. In besonder dankie vir die reëlings vir vanoggend, baie mense wat hard gewerk het om hierdie opstandingsgeleentheid 'n realiteit te maak. En soos gebruiklik, soos julle weet, vier ons fees na die diens met paasbolletjies, vonkelwyn, sjokolade. Ons het selfs gehoor, kinders, dat die paashaas sy deel kom doen het. So asseblief, dis belangrik, kom help ons sjokolade soek na die tyd. Die paashaas het gefluister dat die graad 1 tot 3's in die saal is. Blykbaar is daar sjokolade vir Afrika. En dan die 4 tot 6 aan hierdie kant. En dan, en nou moet julle mooi luister, die voorskoolkinders is in die kerkgebou. So vir die volwassenes, moenie nou al begin soek nie. Die paashaas steek nog weg. Ons wil regtig vra dat die kinders vir ons sal help en dat ons nie een stukkie sjokolade sal laat agterbly hier in die tuin nie. Betsy, Rolien, dankie is so 'n klein woord, maar dankie dat ons vanoggend mag dankie sê vir die wyse waarop julle ons ook help om met ons stemme op hierdie Sondag vreugde te vind. Soos Bernice so 'n paar Sondae terug gesê het,
met julle hier en besonder Betsy, Marlene, jy's ook al so deel van die familie, dit voel sommer soos huis met julle hier. Ons waardeer julle so baie. Dan sommer net namens my en Bernice, baie dankie dat ons as leraars deel van hierdie gemeenskap mag wees. Hier op Opstandingssondag wil ons dit in besonder sê. Ons wil sê dankie. Dankie dat ons deel van julle storie mag wees. Dankie dat julle ons toelaat om deel van julle storie te wees. Ons waardeer julle oneindig baie. Vriende, kom vier asseblief fees na die tyd. Daar's baie paasbolletjies en paaseiers en alles wat lekker is. Moet dit nie misloop nie. Kom ons word stil voor die Here en dan luister ons saam na die gebed wat die wêreld oorspan, 'n gebed wat eintlik iets van die opstanding vergestalt. Wie jou uitnooi vanoggend sing ons nie. Ons luister nou saam na die Ons Vader gebed. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat die ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe die wat teen ons laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want U is die ryk en die sterkte en die Here Here, dankie dat ons nou in U lewende teenwoordigheid kan wees. Die nuwe lewe wat U bied, kan vier. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Johannes 20 vanaf vers 1 tot en met vers 18, een van die evangelie weergawes van die opstanding, en ons wil sommer net vir elkeen wat dalk 'n Bybel saamgebring het, hartlik uitnooi om saam te volg. Die woorde gaan ook op die bord verskyn. En die tema vanoggend hier op Opstandingssondag is 'n verhaal wat lyf kry. 'n Verhaal wat lyf kry. Johannes 20, kom ons lees dan saam.
En vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het. En sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Hoor mooi die woord, ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Dit wil dalk suggereer dat die ander vroue, alhoewel Johannes dit nie noem hier nie, by was. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan nie. Maar toe Simon Petrus wat hom gevolg het daar aankom, het hy die graf binne gegaan en die linnedoek daar sien lê. En die doek wat oor sy kop was, die doek het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf gekom het, binne gegaan en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buitekant by die graf staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk en twee engele met wit klere aan daar sien sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar sy kop en een waar sy voete was. Hulle sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle het my Here weggevat en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gedink hy is die tuinier en sê toe vir hom, meneer, as jy hom verwyder het, sê vir my waar jy hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar, moet my nie langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en na my God en julle God. Maria Magdalena gaan vertel toe aan al die disipels, ek het die Here gesien en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het. In Afrikaans het ons die gesegde, die spreekwoord wat lui, iets of iemand moet lyf kry. 'n Voorbeeld, ons praat nou al lank oor hierdie projek, dit moet nou lyf kry. Die uitdrukking help ons om te verstaan dat iets moet vorm aanneem, letterlik konkreet word. Ons lees dat Maria die graf baie vroeg besoek het die oggend. Ons hoor pertinent toe dit nog donker was. Dit wil dalk iets onheilspellend kommunikeer, om dalk nie gesien te word deur die wagte nie, wie weet. Johannes vertel nie vir ons regtig die doel van Maria se besoek nie. Ons hoor wel dat wanneer sy sien die klip is weggerol, dan hardloop sy na Petrus en die ander disipel en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Dit wil voorkom of Maria minstens 'n lyf, 'n liggaam daar verwag het. Want volgens haar is Jesus se liggaam weggevat. Sy wou waarskynlik seker gemaak het dat Maria se liggaam behoorlik, of dat Jesus se liggaam behoorlik versorg is. Ek weet nie van jou nie, maar ek word nogal intens bewus van 'n stuk lyflikheid in hierdie gedeelte. Nie so seer by Jesus nie, maar by Maria, Petrus en die ander disipel. Hier is lywe wat reageer. Maria sien die klip wat voor die graf weggerol is en haar lyf reageer deur te begin weghardloop, weg van haar realiteit af, na Petrus en die ander disipel toe. En dit sit eintlik 'n verskriklike gerondhardloopry aan die gang. In Engels sou ons sê alles is so 'n bietjie frantic in hierdie gedeelte.
En ons moet verstaan hoekom, want die leë graf is op hierdie stadium nog glad nie goeie nuus nie, vriende. Nee. Al wat hulle dink is dat Jesus se liggaam gesteel is. Ons hoor intens lywe wat reageer. Ons hoor Petrus en die ander disipel wat begin hardloop na die graf toe. Vriende, dis nie net 'n hardloop nie, hulle hardloop eintlik resies op hierdie stadium. En ons hoor dat die ander disipel voor Petrus by die graf kom. Hoor gou die lyflikheid wat gebeur in hierdie verhaal. Ewe skielik is Petrus, wat nog nie daar is nie, nog op pad is, agterna is, tweede. Hy wat graag eerste wil wees. Die ander disipel kom by die graf, buik vooroor, maar sy lyf wil nie ingaan nie. Sy lyf sien nie kans om in te stap nie. Petrus kom daaraan, sy lyf gaan in, en hy nooi dan ook die ander disipel in op hierdie manier. En dan hoor ons dat die ander disipel geglo het. Wat weet ons nie? Heel moontlik dat Jesus weg is. Ek dink ons moet besef, die lyflikheid van hierdie verhaal nooi my en jou ook uit om te gaan vra, maar daar waar ons in ons lewens dikwels ook met die opstanding besig word, vriende, kan dit ons uitdaag, uitnooi, maar ons ook eintlik so 'n bietjie onderste bo gooi. Die disippels gaan huis toe, hoor ons, maar Maria se lyf reageer anders. Sy staan verslae buite die graf en huil. Dit wat hier voor haar afspeel, gaan sit in haar lyf. Sy sit in haar pyn, anders as die ander disippels wat weghardloop na die donker toe. Sy verstaan wat dit beteken in die woorde van Henry Nouwen, to take a step towards your pain. Om nader te stap aan jou pyn. Maria se lyf huil vooroor in die graf in. En in daai oomblik dan sien sy die engele. En hulle vra vir haar, Maria, waarom huil jy? Hoor gou hierdie lyflike reaksie. Maria stort haar hele hart uit. Sy sê, hulle het my Here gevat en ek weet nie waarheen nie. Hulle het hom weggevat. Hoor die lyflikheid, vriende. En dan draai sy om, sien vir Jesus, maar dink ewe skielik, Jesus is die tuinier. En beskuldig dan sommer vir hierdie tuinier dat hy dalk verantwoordelik is vir Jesus se verdwyning. Ek kan nie anders as om die rou, eerlike mens wees wat Maria hier tentoonstel, om dit raak te hoor vanoggend nie. Ek is hierdie week maar net weer aangegryp deur die worsteling wat die graf meebring, vriende. En dit moet ook, want die leë graf kan so maklik, as ons te vinnig daarmee werk, net vir ons leë antwoorde op die moeilike vrae van hierdie lewe gee. Ons moet stil staan, sodat ons die diepte en die omvang van die opstanding werklik kan verstaan. Meer nog, as ek en jy te vinnig van Vrydag stil Saterdag na Sondag beweeg, vriende, as ons te vinnig hardloop op hierdie pad, dan kan ons soos die disippels by die realiteit verby hardloop. En dan kan die opstanding so maklik leeg, sonder inhoud, sonder betekenis vir my en vir jou word. Maar nog meer so, vriende, dan kan dit beteken dat dit nie inhoud gee aan my en aan jou lewe nie. Want die leë graf, die hart van hierdie graf, is om inhoud te gee aan hoe ek en jy in hierdie wêreld ons bestaan voer, mens is. So maklik word die opstanding iets wat ons bely, maar nie aan deelneem nie.
Op hierdie opstandingssondag moet ons vanmôre mekaar herinner dat ons nie te vinnig by Vrydag verby moet hardloop na Sondag toe nie. In 'n sekere sin moet ons doen wat Maria doen. Net nog so 'n rukkie by die leë graf bly staan. Daarvoor oorbuk en huil. Vir my is die hart van hierdie gedeelte daar by die graf, waar Maria op soek is na Jesus, en dan kom vind Jesus haar. Vriende, Maria is soekend, maar die opstanding loop haar raak. Die eerste keer spreek Jesus vir Maria aan as vrou, baie onpersoonlik. Maar ons moet ook verstaan, in daardie tyd is vroue nie aangespreek nie. En dan die aangrypende, die oomblik as Jesus vir Maria op haar naam noem, dan besef sy in daardie oomblik, in daardie opstandingsoomblik, ek is gevind. Ek is gevind. En al wat sy kan doen is om te sê, Rabboni, my leermeester. Sy wat deur 'n samelewing gering geag word, maar deur Jesus op die naam genoem word. Daar waar Maria midde haar hulpeloosheid, nie op die een of ander vlak van geestelikheid nie, maar in haar hulpeloosheid, sommer net soos sy daar is, daar waar sy is in haar lyf, daar vind die opstanding haar. Dan besef ons hier op Paasondag, opstandingssondag, dat Jesus, wat op 'n geleende donkie Jerusalem ingery het. Vriende, die Here wat kenosis, wat leegmaak, die dienende knegg, wat soos Bernice ons Vrydag herinner het, hulpeloos aan 'n kruis sterf vir die hulpeloses. Dat ons daardie Jesus na die opstanding steeds kan bly ken as iemand met deernis vir die geringes, met deernis vir hulle wat dikwels nie gesien word nie. Wie en hoe is hierdie Jesus? Want hierdie Jesus kom wys ook na die opstanding vir my en vir jou, vriende, hoe God is, wie God is. En dan mag ons vanmôre vir mekaar sê, Jesus leer ons dat God die God van die hulpeloses, van die Marias bly, ook na die opstanding. Hoor mooi, daar's nie hierdie triomfantalisme nie, maar 'n diep stuk egte, rou, eerlike, diep raak sien van mens wees. Vriende, as jy vanoggend hier op opstandingssondag net kan hoor, jy hoef nie uit jou lyf te klim om opstanding te leef nie. Dis juis in die opstanding wat jy 'n stuk egte lyflikheid kan beleef. God wat in Christus inkarnasie, in vleiswording, in vleeswording, wat niks van die mens verafskie nie, is juis die God wat ons uitnooi om na die opstanding mens te wees, opstandingsmens. Maar daar is ook hierdie ander stuk dimensie. Die opstanding kry ook 'n lyf. Jesus sê eintlik, as die opstanding jou vind, Maria, dan kan jy dit gaan beliggaam in hierdie wêreld, gaan vertel. En daarom ook jy opdrag, moet my nie vashou nie, maar gaan wees die opstanding, gaan vertolk dit in lyflikheid, gaan maak dit konkreet wanneer jy gaan vertel vir die disippels wat gebeur het. In die woorde van Bernice tydens verlede jaar se opstandingssondag, dit het my so getref, ek moet dit weer deel. Die opstanding is een van daardie dinge wat jou stom geslaan laat. Ons weet nie eintlik wat daar gebeur het nie. En daarom nog meer so,
laat die opstanding ons wonder oor God. In die woorde van Bernice, dit laat jou so 'n bietjie terugstaan en sê, hiervan verstaan ek net mooi niks nie. Dit is nie moontlik om God met analogieë te verklaar nie, of soos Robert Frost oor die vlugtigheid van ons indrukke geskryf het, we dance around in a ring and suppose, but the secret sits in the middle and knows. Aanvullend in Afrikaans, Willem Jordaan, ons dans in 'n kring en maak onsself wys, maar die geheim met 'n hoofletter sit stil in die middel en swyg. Die verhale van die opstanding van Jesus, met die klem op verhale, want daar is nie net een nie, is die verhaal van 'n geheim, 'n ontwykende geheim, wat kom bevestig dat God nooit vasgepen, vasgegryp of begryp kan word nie. En daarom bly hierdie verhaal lewendig, want ons leef dit, maak dit konkreet. Richard Rohr sê so treffend, the message of Easter is not primarily a message about Jesus' body, although we've been taught to limit it to this one-time miracle. I'm afraid that's why many people don't really seem to get too excited about Easter. If the message doesn't somehow include us, humans don't tend to be that interested. Marcus Borg sê, if you believe the tomb was empty, fine. Now what does this mean? Die verhaal moet lyf kry, vriende, my en jou lyf. Anders bly die klip voor die graf gerol. Is die opstanding, Paasfees net 'n verhaal, as dit nie vergestalt in mense se lewens nie. In sy boekie Stukkies Hemel op aarde om God in die alledaagse te sien, sê Dirkie Smit so mooi, eintlik is Christene Sondagmense, mense wat leef vanuit die wonderbare boodskap van die opstandingsmôre, daardie eerste dag van die week toe die graf leeg was en die eerste getuies die vroue vir Jesus lewend gesien het. Dirkie Smit gaan verder en dan sê hy so treffend, dit is die boodskap wat Christene bely, verkondig. Dis die inhoud van die skrifte, die blye gebeure wat hulle elke Sondag sedert daardie opstandingsmôre vier. Die Here leef. Vriende, wat beteken dit om vandag 'n Sondagmens te wees? Dit beteken onder meer dat Christene hoop het en leef soos mense met hoop. Sondagmense dink nooit dis te laat nie. Hulle glo nie dat daar ooit 'n stadium aanbreek wanneer 'n mens moet sê nou kan niks meer gedoen word nie. Nou is alles verby en verlore, die probleme te groot, die mislukkings te finaal nie. Dirkie Smit sê in die jare voor die Berlynse muur se val het die Duitse kerk bely en hierdie was vir my so treffend, die hoop leer loop. Hoor iets van hierdie lyflikheid. Is nooit te laat nie. Sondag hoop, vriende, is nie 'n stuk optimisme nie. Optimisme is iets waarvan party mense baie het en ander min. Sondag hoop. Kyk die krisis in die gesig en onthou weer die woorde van Maria Magdalena, daar die eerste Sondagmôre wat sê, ek het die Here gesien. Ek wil so graag sê, ek is gevind. Terwyl ek en Bernice hierdie week oor die teks nadink, tref dit my op 'n stadium dat die leeggraf nie ons identiteit word nie, vriende. Dit is ons identiteit. Dit maak dat ons anders in hierdie wêreld teenwoordig is. In elke verhouding, in elke dagtaak. Maar kom ons herinner mekaar vanmôre, die opstandingshoop leer loop in 'n regte lyf in 'n wêreld waar ek en jy tasbaar dinge aan die lyf ervaar. Hoop leer loop.
Jy al ooit gesien dat 'n kleuter ewe skielik van kruip net opstaan en begin loop? Daar's heel wat nerfafknieë wat met hierdie proses gepaard gaan. Vriende, dis om te word wie ons reeds is, opstandingsmense. Mense wat doodloopstrate, loopstrate maak. Nie is die wonderlike, net jy weet hoe, daar waar jy is. Net jy weet hoe om dit daar konkreet lyf te gee. Hierdie is 'n uitbeelding van Rembrandt, wat juis hierdie ontmoeting tussen Jesus en Maria uitbeeld. Hy skilder dit hier in 1638. En is nogal treffend as jy kyk na die skildery, dat daar 'n paar goed eintlik gebeur in hierdie ontmoeting. Dis die oomblik van erkenning. Kyk, die lig op Maria se gesig. Kyk, Jesus met die tuingraaf in die hand. En as jy mooi kyk, niemand sien dit eintlik raak nie. Hier aan die onderkant, so in die verte, sal jy 2 vroue sien wegstap. Een met 'n hoed op, een wat kant toe kyk. Mens sien dit moeilik, doelbewus. Die realiteit van die opstanding gebeur hier langs hulle, maar hulle loop daarvan af weg. Rembrandt se fokus is altyd die lig. Kyk waar kom die son op, vriende. Nie uit die graf nie, maar oor die stad. Want die opstanding, die lig van die graf is nie vir die graf nie. Dis 'n opstanding vir die wêreld. 'n Lig wat die wêreld kom verlig. Die grafgebeure bring lig. Ons weet dat die verskillende verhale van die leëgraf en die verskynings van Jesus, soos elkeen van die evangelies dit op verskillende wyse vertel, selfs Markus met sy stomp einde, uiteindelik op 'n bepaalde wyse getuig daarvan dat Jesus aanhou ervaar word. En daarom is ons 'n groep mense vanoggend hier op Paasondag 2026 bymekaar in 'n erediens. En ook ons word ingenooi om in die graf in te kyk en te sien dit is leeg. En dan te vra, maar wat maak jy met hierdie verhaal? Wat beteken die belydenis van die opstanding van Jesus Christus vir jou in jou lewe elke dag? Is dit dalk om te loop met hoop? Om te loop met hoop in die wete dat die opstanding jou ook kan raakloop. Maar mag jy veral hier op die kruin van die kerklike jaar van môre hoor, die opstanding kry lyf in ons, en ons gee lyf daaraan wanneer ons gaan verkondig met woord en met daad in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Soms, Here, gebeur die lewe so stil in my elke dag. Dit kruip onverwags by my hart se agterdeur in. En dan gebeur dit sommer so sonder dat ek daarvoor gevra het. 'n Hartsmens sterf. Iemand verloor 'n kind. 'n Persoon word skielik baie siek. Iemand verloor 'n werk. Ek verloor 'n stuk sekuriteit. 'n Vriendin, 'n huweliksmaat of 'n huis. Of die mat word sommer net skielik vinnig onder my voete uitgeruk. Die lewe gebeur met elkeen van ons, Here. En wanneer die lewe gebeur, rol ons so dikwels 'n klip voor ons hart.
en gaan kruip diep in die agterhoekies van ons eie lewe en ons eie harte weg. Daar beklei ons. Ons beklei, Here, sonder dat die wêreld weet. Daar huil ons stil en sonder trane. Daar bid ons woordeloos eenkant. Daar in die agterhoekies van ons harte lag ons soms 'n bitter lag. Daar raak ons glo in U baie keer sommer net weg. Here, want hoe glo 'n mens as die lewe jou so onderste bo kom loop? Maar U vergeet nie, né, Here? U sien ons raak. Daar waar ons agter die klippe van ons eie harte wegkruip. En op 'n dag kom U sit by ons. En sit U stil 'n opstanding Sondag voor ons hart se deur neer. Soms so stil dat ons U nie eers hoor of raak sien nie. Sommer net so. Terwyl ons woordeloos met die lewe baklei en stoei, rol U sag die klip voor ons hart se deur weg. En ons weet net, Here, ons is nie alleen nie. Dis dan wanneer U stil langs ons kom sit, U arms om ons vou, sag vir ons vra, hoekom huil jy, my kind? Die gate in die hande, Here, die merke in die sy, dit sê woordeloos, dat U die lewe se trane ken en verstaan, dat U eie beklei, daar waar ons nog nooit was en nooit wil wees nie, dat U weet hoe dit is wanneer 'n stukkie bid pleitend en smeek verander, dat U weet hoe dit voel om so bitter alleen te wees, Here, weg van God alleen. Here, dat U so goed weet van die dood. Wanneer U my styf teen U vasdruk, is dit U wat my verseker dat U hier is, Here, dat U nie sal weggaan nie, nooit nie. Is dit U wat stil vir my sê dat Vrydag verby is, dat U die klip voor my hart weggerol het, sodat elke dag 'n opstaandag kan wees, nie net Sondag nie. Dankie dat U die klip weggerol het. Leer my om die opstandingshoop te loop. Amen. Ons geloofsbelijdenis vanoggend, die blydenis deur Wilhelm Jordaan, 1 maal per jaar op Opstandingssondag neem ons die geleentheid om hier die hele geloofsbelijdenis te bely, omdat dit vir ons iets van die hart van God en Jesus in God vasvang. Kom ons staan en dan bely ons dit saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige maker van alles in die hemel en alles op die aarde. Ek glo in hierdie Vader met die wondernaam, ek is wat ek is, werkwoordelik onvoltooid, voortdurend God. Ek glo in hierdie Vader van wie Moses slegs die rug kon sien toe hy gevra het, wys my u gesig. Ek glo in hierdie Vader, die God wat liefde is en ons na hierdie aard gevorm het, tot vlees uit stof en dit gevul het met sy gees, sodat ons uit gewone mense saad, mense na sy beeld kan maak, om hierin onsself te wees, om lief te hê sonder vrees. Ek glo in hierdie Vader, wat die waters uit sy hemel gee, as teken van sy seun, sodat elke volk, wit en bruin en swart, in eie taal die Heer kan loof, en heersend oor die skepping voort kan gaan, om groente en akkers te plant, daarvan te eet en te dank. Ek glo in hierdie Vader wat hom geopenbaar het in sy seun, die mens wat tussen ons kom woon het as die waarheid teen die leuen. Sien dan die mens, die hy geheim van my gesig. Ek glo in hierdie seun, die timmerman van Nasaret, wat gekom het en kom om ons te ken, elkeen na sy naam, in die fynheid en die grofheid van sy grein en in die jaarringe van sy pyn. Ek glo in Jesus Christus, die mens na God se hart, wat God se wil gekies het om deur die haat en klein begrip van mense 'n doringkroon te dra en van God geskei te word in die Godverlatenheid van Golgotha,
die doderyk deurgrond het en opgestaan het, dat ons onvervreem van God verby die dood ewig vry kan lewe. Ek glo in hierdie Jesus wat opgevaar het na die Vader en vandaar die sagte oordeel bring, omdat hy nader aan my is as wat ek aan myself is, my kern ken, verby die vel tot in die chemie van die sel, wat weet hoe diep my blindheid is en my vashou styf teen die bruil van sy lyf. Ek glo in die Heilige Gees, die wind van God wat oor die leegheid van my lewe waai en die koers bepaal. Weg van myself, weg van Tarsus na die nood in Ninive. Ek glo aan die kerk wat uit Christus groei tot nuwe skepingswerk om alle mense met geloof en hoop en liefde te verbind aan die koninkryk van God se kind. Ek glo aan die gemeenskap van stikkende sondaars wat kniel voor die heiligheid van God. Ek glo aan die vergifnis dat genade altyd groter is as my sonde en geskiedenis. Ek glo aan die heropstanding van die liggaam, want ek glo in Christus. Ek glo aan die ewige lewe wat hier begin en na die dood die blyde nuus bly sing. Amen. Kom ons sit, vriende. Ons gee nou geleentheid vir die offergawes. When you walk through a storm, keep your chin up high and don't be afraid of the dark.
leer loop. Kom ons staan. Ontvang nou die seën van die opgestane Here en gaan leef, gaan loop in sy vrede. Amen.